away by the wonder of your love. Oh, one so great, good love is one so small. So great, good love is one so small. When I realize the distance between your heart and mine, I'm amazed when you call me to your side. My Lord, I come to you, not in my own strength, but in weakness I embrace the one who's strong. I come to you to glory in your grace. You've accepted me, you've accepted me in my frailty. So in humility, I come to you. Stand in awe at the power of your grace. For one so great would suffer in my place. When I realize the difference between your thoughts and mine, I'm amazed when you call me to your side. My Lord, I come to you, not in my own strength, but in weakness I embrace the one who's Ons kinders van die Here lewe in remembrance. Ons lewe in wat God gedoen het vir ons. As iemand vergeet dat God krag het, gaan terug na Genesis, gaan terug na Exodus en kyk hoe die Here sy volk verlos het. En verkry weer krag. En sien weer God kragtig en magtig. Halleluja. So ons lewe in remembrance. Dis ook met ons Bybel vanaand. Was 'n boek van history. Hierdie boek vertel ons wat God gedoen het. So we live in remembrance. Ons lewe in dit wat God gedoen het. Amen. Dankie my vrou as jy moes gee. Ek wil vanaand baie kort wees en baie simpel. Ek wil vanaand baie simpel wees en baie kort wees met u vanaand. Ek wil nie lang wees nie want die woord van getuienis was, ek het 'n bietjie tyd geneem, maar dit was goed geweest om te luister. Die dierbaar is die duivel op sy kop trap. Amen. Die duivel moet gevel word. Die Bybel sê dat is 'n manier hoe ons oorwin. En die manier is in Openbaring gevind. Die Bybel sê ons sal die duivel oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Dan moet getuig word. Satan wil mense stil maak. Hy gee nie om wat hy oor jou bring nie, maar hy wil net jy moet praat van agterna. As jy jou kan stil kry, dan wen hy. As jy jou kan stil kry, dan steel hy jou ministry, jou anointing, jou joy, jou peace, jou mantel. Hy steel alles. Hy wil nie iets moet getuig nie. Because, wanneer hy getuig, dan verklaar sy oorwinning. Sy verklaar dat sy in die wenkant is. Amen. Halleluja, kom ons van die woord met God vanaand. Hemelse Vader, dankie vanaand dat U my uitgespaar het vir bringe tot hierdie tyd toe. Here, ek besef die gewigtigheid van die woord is geweldig vanaand, maar dankie dat U mense vanaand voorberei om hierdie woord te ontvang. Dankie dat die woord 'n tweesnede swaard is. Met ander woorde, hierdie woord sal nie alleen praat met die volkie, maar dit sal ook praat met my. Van die ander kant van die swaard is skerp en die punt wys na my toe, Vader. So ek bely ook, Vader, waar ek moes bely. Vergewe my ongeregtigheid. Vergewe my, Vader, waar ek ook dinge miskyk wat U wil ek moet raak gesien het, Vader. Help my vanaand om die woord te bedien. Ek wil dat hierdie onfeilbare woord vanaand, die saad van God, in ons hart sal kom.
Dan is hierdie saak in staat om ons te red, om ons te verlos en te genees. In Jesus name. Heilige Gees, ek maak vanaand kompleet staat op, sonder U kan ek hier staan. U is my krag, U is my beste vriend. U is die een wat my leer en kan beskryf. Leer ons vanaand in Jesus. Hy die waar is die woord word gevind vanaand in Romeine 8 vers 19. Ons gaan lees van 19, 20 en 21. As u dit kry, sê dit amen. As u dit kry, sê dit amen. Romeine 8 vers 19. Want die skepping wag met reghanselinge verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Vers 20, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie ter wille nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Vers 21, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verantwoordelikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Nou soek ek die agterdeur. Jy kan soveel woorde doen. Hoe wil ek vlug, soek die agterdeur. Die woord is te diep, sister Esmeralda. Kan jy hoor waarvan die woord praat? Die waarheid kom ek vat jy gou terug, want geskiedenis vertel ons wat gebeur het. Hoekom soek die skepping vrymaking? Hoekom soek die skepping verlossing? Hoekom wil die skepping ook verlig word? Want Genesis 4 vertel ons wat gebeur het. Die Bybel sê in Genesis 4 dat Kain en Abel, halleluja, was twee broers. Hulle vader was Adam, was hulle ouers. Halleluja. Die Bybel sê dat groot geword in die vrese van die Here en so het elke een 'n offer gebring voor God. Maar die woord sê dat die Here het nie Kain sy offer aangesien nie, maar wel sy broers hulle. En die Bybel sê Kain het so kwaad geword, hy het so weggestap. Want die Here het sy offer aanvaar, het sy kop gesit. En die Here vra hom, Kain, waarom sak jy jou hoof? Hy sê, pas op, want die sonde lê en loer vir jou. Die sonde begeer na jou, die duivel lê en loer en sy begeertes na jou. Die Bybel sê, bewoog geraak in sy hart en sy broer gemislei uit na 'n stil veld toe en daar vermooi sy broer. Die Bybel leer ons dat dis die eerste dood op die aarde. Die aarde was nie geskape vir onskuldige bloed nie. Die aarde was geskape sodat die boerwoners van die aarde dit moet bewerk en dit moet geniet volgens die Here. En die eerste onskuldige bloed val op die aarde. En God vra vir Kain, waar is jou broer? Hy vra in vers 10, as ek my broer se wagter? Ek is my broer se wagter nie. Die Here sê, Kain, wat het jy gedoen? Van jou broer se bloed roep van die aarde af tot in die hemel. Ek praat van die hemel, ek kyk van die distance. En so het die wêreld boos begin raak. Sonde was geopenbaar deur die gees van Kain. Die jaloesie gees van Kain was sonde geopenbaar op die aarde. En die aarde het sy eerste onskuldige bloed ontvang. En die Bybel sê dat die sonde het so vermeerder dat mense weggedwaal het van God af. Almal het gesondig en dit het ons ontbreek van die heerlikheid van God. Maar dan God het 'n plan gehad in die hemel, halleluja. Die plan was Jesus. Die verlossingsplan was alreeds voor die grondlegging neergeskryf in God se boek. Daarom kan jy sien, Jesus het sterk gefinies. Hy kon nie faal nie, want dit was alreeds opgeskryf in God se boek. Hy gaan oorwin. En ons gaan uitkom, amen. Nou dink ek vanaand, die wat ons dink in, hoeveel onskuldige bloed lê vanaand op die aarde, hoe die aarde is moeg, die aarde smeek, sê die Bybel in Romeine,
smeek om losgemaak te word, smeek om vrygemaak te word. Wie kan die skepping vrymaak? Is dit die openbaarmaking van die kinders van God, sê die Bybel. Die aarde soek nie religion kerkie, die aarde soek nie kerkie nie, die aarde soek mense wat verloop word soos Jesus, wat ander kan vergewe, wat liefde kan bewys, wat kan omgee, wat geselskap kan hê. Die aarde soek na dit, want dis hoe ons die aarde gaan vrymaak. Amen. Want die aarde is moeg van onskuldige bloed. Hoeveel van ons niggies en neels, hoeveel van ons kinders se bloed roep vandaan? Wat onskuldige sterwe, wat 'n verkeerde plek, verkeerde tyd was. Toe kom hy dood. Hoeveel van hulle bloed roep na God toe? God se hart is geskeur. Dat is elke dag, elke sekonde bloed wat roep die voice aan op. Dat is mense wat vanaand vra, hoekom het ek so gesterwe? Ek het nog 'n droom in my, ek het nog 'n visie in my, ek wil nog 'n Here gedien het, ek wil nog kerk toe gegaan het, hoekom moet ek aan voor dit gesterwe? Die bloed word geroep vanaand. En God, Bybel sê, God het so bewogen geraak vir die mens, dat hy die mens wil afhaal van die aarde af. Die ken hy gedeelte uit berou gaan. In die tyd van Noag, hy wil die mens verwoes. Want die Bybel sê, spaar Noag en sy gesin. God het 'n plan gehad. Die titel van die boodskap vanaand is Arise and Shine, for your light is come. God soek man en vroue wat kan opstaan in die plek van Jesus. God soek manne wat kan opstaan in die plek van 'n apostel of 'n pastor of 'n prediker en sy Here se ziel 'n verskil te maak. Ek sal gaan stuur my Here. I will arise and I will shine and tell the people about your love. Sien in die gees, toe Jesus sy voete sit op die aarde, toe hy joys die hele skepping, die Bybel sê die ewe en die hemel het oopgegaan. Die skepping het rejoice, because hier kom nie net onskuldige bloed nie, hier kom was dit heilige bloed. Kan iemand die Here prys hier vandaan, vir heilige bloed vandaan. Hier besoek heilige bloed, die skepping. Bybel sê in die voice, gaan uit en die Here sê, dis my geliefde seun, glo in hom, of volg vir hom. Die aarde het rejoice, die skepping het rejoice. Hier is die verlossing, hier is die saligmaker, hier is die een wat beloof was, hy sal het rejoice. Want die Bybel sê ons, die aarde is moeg, hy smeek, hy wil ook vrygemaak word. Ek weet die Bybel sê, dat daar kom 'n dag wat ons verheerlik gaan word, dat ons verander gaan word, verstaan nie? Maar die profetiese woord sê die tyd is nou. Die Bybel sê in die boeke van Handelinge dat God gaan sy gees uitstort by elke vlees. God gaan in hierdie tyd klippe oprig om vir mense hande op te lê, klippe oprig om die evangelie van vrede te verkondig. As ons dit kan doen nie, as ons nie gewillig is nie, God sal klippe oprig om vir die mense te vertel die goeie nuus. Want die aarde verwag vir goeie nuus. Die aarde wag vir 'n goeie died van my en u af. Die daad wat ons gedoen het, mis herinner getuige van, toe Nike kom, dit was iets goed, al was het een sê hy, sien in die gees, hoe die aarde rejoice, en sê, dankie Vader. Hy weet, hy gaan verlos word, hy weet, hy gaan verheerlik word, maar die tyd is hy nou nie. Hy moet ook wag, ek praat van die weghelping in die virus, waar die aarde verlos gaan word, die al hierdie moord, ryp, onskuldige bloed, wat leef op die aarde, en die stem word om op na die Here toe. En daarom kies die Here ons uit. Ons is uitverkies, ons het die voorrecht, ons het die krag ontvang, om vir mense hierdie goeie nuus te vertel. Moenie meer wag vir die gees, of vir die belofte nie, die het dit al reeds uitgestort. Gaan uit en maak 'n verskil in iemand se lewe, as dit by die werk, as dit by die huis, as dit waar, maak 'n verskil. Moenie wag vir 'n geleentheid tot jou pastoor sê, jy kom bedien hier, of 'n geleentheid bedien buite die. Nee, gaan nou uit, hy's gevul met God se gees en se krag. Gaan uit en maak 'n verskil in iemand se lewe, want die aarde wag vir jou. As jy dit doen, glo my, die skepping sal saam met jou stem. As jy dit doen,
Al spreek God nie, al maak God nie die hemel vir jou oop nie, maar die hele skepping sal saam met jou agree. Die hemel sal saam met jou agree. Because daar is die koning van die hemel om 'n verskil te maak, om mense se lewens te verander. Amen. Die aarde is moeg van my liefde. Die skepping, dis hoekom baie aardbewings plaasvind, tornado's kom te see uit, as 'n teken van die ongeregtigheid in die land. Die Bybel sê, as jy luister na die stem van die Here jou God, dan sal God jou gee die goeie van die land. Daar is 'n goeie gedeelte van die land wat God kan uitdeel en jou gee, sodat jy jou jare moet uitleef. Die purpose vir God op die aarde. So vanaand my broers en susters, moenie wag wanneer iemand vir julle sê, dis 'n leerling. Dan ons almal is gebore uit een gees het. Ons almal is deurdronge deur een gees. As God sonde haat, dan moet ons ook sonde haat. Bybel sê jy kan nie seën wat God vervloek het. Jy kan nie vervloek wat God geseën het nie. Hierdie woord wat ons het in ons midde is al reeds geseën. En wat so wonderlik is hierdie woord, die pytjies kom uit en kom binne in jou hart en God word deel van die mens. God sal nooit iets doen as hy nie die mens involf nie. Al het hy die aarde geskape, hy kan nie enigiets doen wat hy wil, maar hy kan nie iets doen voor hy 'n mens kry nie. Want die woord moet vlees word. Die woord moet deur mens gespreek word. Die woord moet deur hande, fisiese hande opgelê word, sodat dit kan manifesteer deur krag. Paulus skryf en hy sê, hierdie woord van God, die evangelie, as die krag van God. Wanneer mens hierdie woord bedien, dan word God se krag self openbaar in mense se lewens. Dis wat die aarde na soek en verlang, dat hierdie woord meer moet uitgaan. Hoekom dink jy Jesus sê, die disippels van Here, vertel ons, wanneer is die einde? Jesus sê, wanneer hierdie woord die hele aarde verkondig word, dan is dit die einde. Die skepping acknowledge only the word. Daar's net 3 geeste in die wêreld die waar is. Dis God se gees, dis jou gees en Satan se gees. Daar is nie 'n vierde gees nie. Dan God ons het mag en authority gekry om Satan se gees te bind. Because daai 2 koninkryke veg op ons. Die oorlog wat jy sien in Oekraïne of waar jy wat opbod, as 'n geestelike geveg wat fisies na vore kom. Het gaan om my en u, gaan ons siele. Het gaan nie oor die profetiese woord wat in vervulling nie kom. Satan probeer stop dat die woord in vervulling kom nie, sodat baie mense kan glo nie. Jy het dit geweet. As ek kom die oorlog, Satan stop profetiese woorde dat Jesus se woorde nie moet waar word nie. As dit waar word, dan gaan die hele mense glo, dan gaan 'n oes kom na die Here toe vir veiligheid om gered te word. Maar dan God geen duiwel of geen demoon kan skuur om hierdie woord te bedien nie. Hierdie woord sal bedien word deur 'n kind, deur 'n groot man, deur 'n blinde man, deur klippe. Halleluja. Bybel sê klippe. God sal die aarde, die creation gebruik om sy woord te verklaar. Ek is by die afsluiting hierbaar is, my bemoediging vanaand is, en die roep van die woord is, kom ons maak 'n verskil in ons lewens. Dit hoef nie 'n ooplig te wees hierbaar is. Almal is hier roep vir ooplig. Almal is hier roep vir oopbid. Almal kan nie pastors wie se name sê. Waar gaan die ander mense sit? Waar gaan die ander mense wees? Ons gaan mekaar in vasstap. Jy het 'n unieke ministerie gekry by die Here. Jy het 'n purpose gekry. Ek doel. Ek doel. Vry Here, wat is my doel? Toe ek so doelloos was, kom die Here na my toe en hy sê vir my, ek is vir jou lief. Weet jy julle, toe ek die eerste keer die liefde van die Here voel, ek het vir weke gehuil. Want dit is iets wat ek nog nooit gevoel het. Vir weke. As ek hoor iemand noem die naam van Jesus, dan breek ek op. Want ek weet, dit was die naam die opgeteken. Dit was die naam, toe niemand vir my omgee nie, toe gee die Here vir my omsê. Die liefde van die Here is soos golwe die wat. Jy het experience, is soos die siegen. Het spoel, het vloei.
En weet jy wat hy dit gemaak het, my genees van my buite. My stukkende hart genees. My gebroke hart genees. Dit is wat die Here wil doen deur ons. Ons is 'n walking in a talking spirit. God kan meer werk deur ons as wat hy ons gewerk het ons sondig is. Ons het tot die gehoorsaam gekom tot God. Tot die eenheid van God. Ons word nie meer genoem knegte nie. Ons is nou vriende van God. Is dit 'n goeie nuus vanaand, ek pas? Is dit 'n goeie nuus? Amen. Om te dink ons was eers enemies met hom. Ek was eers 'n enemy van God. Ek het God gehaat. As hulle kom oplig daar in die Bybel en sê ons, "Ai man, hoe die mense weer ras en so, ons bly staan nie. Hoe kos dagga die baas? As staan die mense, hoe kos pyp hom?" Yes. So blind maak sonde in ons. Maar dank God dat Jesus sy vyande lief. Dis hoekom sê die Bybel, wie is lief vir jou vyande? Wie hoekom? So vyand wat jou nou haat, is nou haat. As nou duivel beseer, dis hoekom wat sê. Sy sê 24 hours duivel beseer. Die duivel kan nie 24 hours op iemand bly nie. Dis hoekom sê Jesus maar weer in. As 'n kans wat die duivel nie gaan, dan hy liefde wat sy bewys het, is dan getuig dan en hy besê, die goeie daad wat jy gedoen het, getuig dan aan een persoon se hart. Ja, kyk hoe was ek met my suster verkeerd, sê hy om vir my. Kyk hoe wat ek met my broer, ja, hy sê vir my goeiemôre. Weet jy wat dierbaar is? Om môre te sê vir iemand, is 'n geweldige force agter dit. As 'n gees agter dit. Ek kan iemand se mind change van moord tot lewe. Jy weet nie waarom dit gedagtes stap die mense nie. Dit stap met verskillende gedagtes. Maar vir iemand te sê, hallo suster, have a blessed day, hallo moeder, kan ek jou help met die sakke? Is 'n geweldige force agter dit. Want dit is 'n vrug van die gees. Daar die vrugte wat dan bekeer. Dis wat ek antwoord met Filippiërs. Vrugte van die gees. Dis my vrou baie die woord. As jy naaste een by my. Sy kan jou nie, en hy is van negatief sê, doen ek wel vanaand. Maar dit is 'n speel wat by die huis gebeur. So dierbaar is kyk vanaand die woord dat die aarde is 'n ballingskap. Die aarde smeek, soos baie mense smeek, Here, wanneer kom jy ons aan? As mense wat nou ons met pyn lê op hospitaalbeddens, wat sê, Here, ek voel uit om te sterf. Behaal my eerder, so geweldig is die pyn. Nou sien in die gees hoe die aarde smeek en red tot God. Wanneer die aarde was geskapen vir dit. Ons moes nie mekaar doodgemaak het nie. God moet alleen doodgemaak het. Maar wanneer God doodmaak, dan wil nie lewe. Jy moet alleenlik bloed van diere wat mekaar opvreet in die geval. Maar nie mense bloed nie. Want die aarde was geskapen vir dit. Dat was geskapen sodat die boorwoners van die aarde moet bewerk, dit moet geniet volgens lewe. Wat jy kan sien is omgedraai. Satan het die hele ding omgedraai. Mense hart moet. Man slaap met man. Vrou slaap met vrou. Ek ken mense wat iets met hulle maans praat vir lang het. Kwaad oor enige klein dingetjies. As ons gelowig is, ons het eie klein dingetjies doen. God kan enigeen gebruik hier vanaand. Of morgen in die future. God gebruik ons deur sy genade. Dis deur genade. Dit wil nie sê ons gaan het maak hemel toe. God kan almal gebruik deur genade. Dit wil nie sê so kwalifiseer vir die hemel. Enigeen kan hier vanaand staan soos ek sê. Daarom kan jy sien vanaand as God red 'n moordenaar nou. Môre is hy 'n profeet. Die Here red 'n positief nou. Môre is hy 'n magtige profetes. As God se genade. Maar heiligheid is die sleutel wat 'n mens inbring in die hemel. Ons moet hart met God. Ons moet heilig leef. Ons moet aflê. Dit is ons daglikse godsdienst. Ons moet lees en versoen. Ons moet dit resist. Die Here sê dan vir Kain, sonde lê loer voor die deur vir jou. En sy begeertes na jou. Nog steeds stap jy weg asof hy ignore God. Maar weet jy wat sê die Bybel verder? God vervloek hom. Dat die aarde niks vruchtbaar vir hom sal terugbring nie. Maar God bewaar hom so, as mense hom agterna kry, dat hulle hom moet doodmaak. Want die dood was so sigbaar op hom. Almal was lus vir hom. Hulle wil hom sien. Hulle wil hom net te lief kom. Ja, hulle wil hom net te lief kom. Maar God het hy vloek hom weg. Sien hoe genadelik is God.
God spaar hom en sê, ek sal die dood van jou afwas. Maar die aarde sal nie vrug gee in jou nie. Jy sal bewerk, wat sal vervloek wees vir jou.